Ek dink nie een van ons val regtig onder hy geduld van Job nie. Maar God sê al hierdie mooi goed oor hierdie ouens in die Bybel en ek dog toe hierdie week, ek sê Here, hierdie ouens moet so bevoorreg wees. Maar weet jy wat sê die Here vir my? My kind, jy's baie meer bevoorreg as hulle. Die Heilige Gees praat met my en die Heilige Gees sê vir my, maar Hendrikie, jy's baie meer bevoorreg as hulle. Ek dink van jou baie meer as wat ek van Moses dink, en as wat ek van David dink, en as wat ek van Job dink, en as wat ek van Elia dink, en Elisa, ek sê, Here, dit kan nie wees nie. Here sê, wag, gaan lees hierdie skrif. Kom ons lees gou hierdie skrif hier. Is dit net ek, kom ek sê vir jou, jy ook. En dis wat ek vir jou gaan gee vanmôre. Besef jy vanmôre wat God van jou dink? As ek moet vir jou opinie gee oor jou, gaan dit dalk nie 'n goeie opinie wees nie. As jy dalk oor my opinie moet lig vanmôre, gaan jy dalk nie 'n goeie opinie gee nie. Maar kom ons gaan hoor wat, ek is op Romeine 8. Maak gou oop daar, Romeine 8. Kom ons begin sommer daar by vers 12. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Hoor nou hier, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Goed, wie het sy hart vir die Here al gegee? Wie het nog nie? Dan gaan ons nou vir jou bid. Wat is ek en jy vanmôre? Ek en jy sê ons is kinders van God. Hoekom is ons kinders van God? Want ons glo. Ons het iewers gehoor dat God het ons lief en ons het geleer en ons het gehoor en op 'n stadium in ons lewe het ons gekom en ons het gesê, ja Here. En die dag toe ons ja sê, toe sê, het ek aan hulle wat my aangeneem het ek die reg gegee om wat te word? Kinders van God. Weet jy vanmôre wat dit beteken om 'n kind van God te wees? Ons sê dit so maklik. Ons dink dis maar iets wat maar net verbygaan. Nee, daar's 'n duur prys vir ons betaal. God het die wêreld so lief gehad. Het hy die Jode so lief gehad? Ons dink almal, ja, Israel is God se volk. Het hy die Jode so lief gehad? Of staan daar, hy het die wêreld so lief gehad? Wie is die wêreld? Ek en jy. Hy het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat ons nie kan verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, sodat die wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Maar hoor nou, die grootste wonderlikste geskenk wat ons ooit kan kry, is om 'n kind van God te kan word. Wow! Dis awesome! Here, ek u kind. Hy kom en hy sê, ek het gekom dat ek julle kinders, en dan lees hy verder, dan sê hy, ek het julle erfgename gemaak, mede-erfgename van Christus. Weet wat beteken dit? Ons staan in dieselfde kategorie as Jesus. Jesus is die erfgenaam, maar Jesus het dit vir ons moontlik gemaak om wat te word? Mede-erfgename. Vir wie? Vir wie aan hom glo. En nou kom die Bybel, nou sê hy vir ons, as ons in hom glo, gee hy ons nou die reg om kind van God te word, en nou kan ons uitroep, Abba Vader. Papa. Nou kan ons sê papa, ons kan sê daddy, ons kan sê my vader, ons kan sê hy gee ons nou die reg om wat te doen, om nou te sê Abba Vader. Weet jy wat? Moses kon nie vir hom sê vader nie. David kon nie vir hom sê vader nie. Hulle was vriende van God. Hulle was diensknegte van God. Hy sê, maar nou is ons nie meer diensknegte nie. Nou gee hy ons die reg om kinders te wees van God. En ek sê, Here, wat 'n voorreg is dit nie om 'n kind van u te wees nie. Want 'n kind is ook 'n erfgenaam. 'n kind is 'n erfgenaam. Dit beteken, as ek vir hom kan sê, papa, beteken dit ek is sy kind. So jy kan my nie nou mee skeef kyk nie. Want ek is nie nou sommer net 'n hier jy nie. Ek is nou kind van God.
Nou kan ek sê, nêrens in die Ou Testament kon hulle sê Abba Vader nie. Hy was vir hulle God, maar nou kan ons sê, toe ons hom aanneem, kon ons sê, Here, U is nou wat? My Vader. Is dit nie awesome nie? Nou kan ek glo en ek weet, ek is nie meer 'n kind vir die wêreld nie. Die Bybel praat van kinders van Satan. As jy in buitekant God is jy 'n kind van die duiwel, maar omdat ek God aangeneem het. Die Bybel sê, Christus het gekom, maar die wêreld, hy het gekom as die lig. Maar die wêreld het hom nie erken nie. Jesus, daar staan geskryf, hy het gekom as die lig, maar die wêreld het hom nie erken nie. Sy eie volk het hom verstoot. Sy eie dorp het hom nie erken nie. Die priesters en profete, die dominees en pastore van daai tyd, het hom nie erken nie. Niemand het hom erken nie. Maar ons, hy kom na ons, elkeen van ons wat hier sit, kan een ding sê, en dit is, Here, toe U kom, het ek hom erken, maar daar's nog steeds mense in die wêreld, wat hom nie wil erken nie. Hy is hier, hy wil hulle kunskap gee, die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, maar net elkeen wat in hom glo, kry kunskap. God is nie 'n vader vir die hele wêreld nie. Almal is nie kinders van God nie. Jy kan maar met enige ou daar in die wêreld praat, hy sal vir jou sê, ek is 'n kind van God, ikonna. Jy kan nie warm en lou wees nie. Jy kan nie met jou een voet by God wees en jou ander voet in die wêreld nie. Hy sê, ek is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek in die 3de en die 4de geslagte, maar hulle wat my kinders is, hulle wat my aangeneem het ek die reg gegee om wat te wees, kinders van God. As ons weet vanmôre wie ek en jy is in Christus, gaan hier 'n nuwe lewe in ons begin plaasvind. Ons gaan die Bybel nooit weer dieselfde lees nie, want wat gaan gebeur? Omdat ek kind is ek ook nou erfgenaam. Maar ek lag so, ek sê, ons stry so oor die kleinste goedjies. Ons is so bekommerd oor die kleinste goedjies. Die klein ou dingetjies, wat ons aandag so baie maklik wegvat, van die woord van dit wat die Here vir ons wil doen. Satan weet vanmôre, jy is God se kind. Vandat ek het weet, sê ek net, duiwel gaan, want jy kan nie God se kind aanraak nie. Kom ek sê, is enige een wat traai om naby my kinders te kom, het moeilikheid, want is my kinders. Ek sal sorg, wie is die wonderlikste vir alles? Ok, voor ek daar kom, laat ek julle net gou hierdie een vertel. Ek is opgewonde, ek weet nie waar om te vat en waar om te los, hierdie beloftes is so awesome. 2 klein voeltjies, ek hou van stories, ek moet altyd 'n storie inwerk. 2 klein voeltjies, sit op 'n tak. Dis nie daai een van as die derde een kom vlieg hy weg nie, hoor, nee, is nie daai nie. 2 klein voeltjies sit op 'n tak, en hier kom 'n broodlorry verby. Ok, en dan val 'n brood uit, en hy hop so, en 'n krummeltjie val daai kant, en die brood val daai kant. Maar weet julle wat? Hierdie 2 voeltjies sien net die krummeltjie. En hier begin hierdie 2 voeltjies fight oor hierdie krummeltjies. Kyk, hulle vlieg om mekaar, en hulle, jy weet mos, as hulle die vlerke so optel, en hulle dreig mekaar so met die vlerke, jy weet, hoe groter hy die vlerk kan span, hoe lekkerder, hoe agressiever lyk hy, nee. En hulle beklei, laat die bloed loop. En op die einde van die dag, toe vlieg die een voeltjie, en hy gaan sit op die tak, en die ander voeltjie pik daai krummeltjies op. Maar, wat die dom voeltjies nie geweet het nie, was daar lê 'n hele ander halfloaf brood aan die ander kant van die pad. Maar hulle fokus was so op die krummeltjies, dat hulle nooit die brood raak gesien het nie. Die duiwel hou ons so besig met die alledaagse dingetjies, maar die beloftes, sy grootste werk, is om die beloftes wat God vir my en jou het. Hoekom? Omdat ons kunskap gekry het. Omdat ons kan sê, ons is kinders van die Here. En omdat ons kinders van die Here is, ons ook erfgename, mede-erfgename van Christus. Pastoor, wat beteken dit? Dit beteken die volheid van die Godheid is in jou. Wat beteken dit? Dit beteken, gaan ons ook suffer? Ja, hy sê, net soos ons saam Christus gelei het, sal ons ook saam met Christus opstaan in die heerlikheid. So ons het klaar, wat het ons klaar? Toe Jesus sterf, toe kry ons die erfenis. Wat se erfenis? Joy, unspeakable and full of glory. Ons het joy gekry, ons het vrede gekry, ons het gemoedsrus gekry, ons het kalmte gekry, ons het
the splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice.